Ons skriflesing kom uit Openbaring 8 vers 1 tot en met vers 13. Hoor die woord van die Here. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en 7 basyne is aan hulle gegee. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan. En baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi, en daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. En die 7 engele met die 7 basyne het hulle gereed gemaak om te blaas. En die eerste engel het geblaas en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En 'n derde van die bome het verbrand en al die groen gras het verbrand. En die tweede engel het geblaas en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi, en 'n derde van die see het bloed geword. En 'n derde van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en 'n derde van die skepe het vergaan. En 'n derde engel het geblaas en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem, en 'n derde van die waters het als geword. En baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. En die 4de engel het geblaas, en 'n derde van die son is getref, en 'n derde van die maan, en 'n derde van die sterre, sodat 'n derde van hulle donker sou word, en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. En ek het gesien en gehoor 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, wee, 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 hulle wat op die aarde woon, vanweë die oorige geluide van die basyn van die 3 engele wat nog sal blaas. Ons het nie 'n spesifieke fokusgedeelte nie, ons hele geleesde gedeelte dien as fokus. Die tema van ons boodskap: God oordeel die wêreld deur sy seun, omdat hulle die versoening wat hy bewerk het, verwerp het. Vrees hom. God oordeel die wêreld deur sy seun, omdat hulle die versoening wat hy bewerk, verwerp het. Vrees hom. Ons is by die laaste seël wat gebreek word. En toe hierdie laaste seël gebreek word, toe begin die 7 engele om die 7 basyne te blaas. So ons kan sê in werklikheid, daar was die effek gewees van 6 seëls, maar die 7de seël is dan eintlik die 7 basyne. Die volmaakte getal van God, maar die 6 dui op die onvolmaakte getal van die mens. So God se oordeele is volmaak, maar diegene op wie die oordeele uitgegiet word, is juis onvolmaak en het versoening nodig. So ons gaan kyk na 4 van die 7 basyne, want hoofstuk 8 behandel slegs 4 van die basyne. Ek hoop ons gaan klaar kry daarmee, en soos ek vir u gesê het, daar is baie interessante dinge. Ek is eintlik spyt dat Calvin nie 'n kommentaar geskryf het oor Openbaring nie, want as mens die boek Daniël lees, het hy met besonderse akkuraatheid, het hy sy huiswerk gaan doen en dit bymekaar gemaak en dit deurgegee. Dit is besonders, en dit sou so besonders gewees het as hy vir ons hier ook al hierdie inligting bymekaar kon maak. Ek het in hierdie week gelees ook weer van Calvin wat praat oor die Romeinse kerk, en so geen van die Romeinse kerk se mense kon dit waag om met hom te praat oor die geskiedenis nie. Hy het elke paus se doen en late, elke kardinaal opgestudeer, of hy het dit bestudeer, en hy het kennis geneem daarvan.
Maar wat vir ons sal help is wanneer ons die Ou Testament ken. En kennis van die Ou Testament, want die dinge wat hier gebeur het, is daar, en hoe hierdie dinge uitspeel, is daar 'n legio van verskille binne gereformeerde kringe. En daardeur wil ek nie sê dat dis onseker of iets nie. Iemand is reg en iemand is verkeerd. Maar wat frustrasie is as 'n mens dit lees en dan sien jy, sjoe, maar hierdie persoon het 'n baie goeie punt hier beet. En dan lees jy hierdie persoon en sê, ek het nog nie hieraan gedink nie, hierdie persoon het 'n goeie punt beet. En dan die ander ene. En so ons gaan in 'n groot mate wegbly van die detail af, maar die oorsig is vir ons duidelik en is 'n groot waarskuwing vir ons. En so ons moet God reg ken en hier sien ons die Here oordeel, want ons is so geneig om te hoor uit kerke en uit gelowiges se oogpunt dat God is 'n God van liefde en wanneer jy praat oor oordeel in hulle verwysingsraamwerk is dit net eenvoudig onmoontlik vir God om te oordeel. Maar hier in die Nuwe Testament sien ons duidelik hoe God deur sy seun die een oordeel teenoor die ander uitgiet. God is 'n God van oordeel. Ons God is 'n verterende vuur. En dis juist sodat mense God kan vrees en hom reg kan soek en hom reg kan ken, soos ons dan ook in ons tema sien. God oordeel die wêreld deur sy seun omdat hulle die versoening wat hy bewerk het verwerp het. Vrees hom. So hierdie dinge kom oor die ongelowiges omdat hulle die gunstige tyd van God waar hy die wêreld besoek het deur sy seun wat mens kom word het hierdie mense hierdie gunstige tyd nie aangeneem nie, maar met veragting verwerp. Jesus het gesê, Matteus 23 vers 34 tot 36, daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in julle sinagoges gesel, en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaria, die seun van Beregia wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Voorwaar ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. Dadelik redeneer mense, maar Abel, hoe kan die Here oor daardie geslag die oordeel oor die bloed van Abel bring? Abel was dan nie eers 'n Jood gewees nie. Abel het dan nie eers in hulle tyd geleef nie. Hy het ver voor hulle tyd geleef. Die feit is dat Abel se lewensverhaal en die brutale optrede van Kain wat hom vermoor het, is in hulle geskrifte opgeskryf. En wanneer hulle dan dieselfde doen wat Kain gedoen het, maak dit hulle skuldig aan dieselfde oordeel wat Kain gedoen het. En dis wat presies wat hulle gedoen het met Christus, wat se bloed van ver beter dinge spreek as Abel se bloed. Maar hulle kan sê, ons het nie eens gelewe in die tyd van die profete selfs nie. Hoe kan ons dan nie net van Abel nie, maar tot op Sagaria en al die profete intussen tyd? Dieselfde redenasie, want hulle het die geskrifte van die profete en hulle het dit oortree. En nou staan God gereed om hulle te oordeel, want hy oordeel hierdie generasie. Daarom kan hulle nie redeneer, maar ons voorouers het groen druiwe geëet en nou het ons tande stomp geword nie. Jesegiel 18. Nee, die kinders het ook suurdruiwe geëet. Hulle het self gedeel aan hierdie sonde en dis baie duidelik in die manier waarop die Judaiseerders teenoor Christus opgetree het. En hulle het in hulle geskrifte, die profete wat hulle teen hierdie dinge waarsku, hulle die geskrifte van die profete wat hulle dan roep tot bekering en gereedheid om te verwag dat Christus sy verskyning maak, maar toe hy kom, toe verwerp hulle hom. En so wat erger is, Christus sê van die oordeel van die profete van Abel af tot op Sagaria, maar meer as dit, hulle het hulle lang verwagte Messias verag
deur onregverdige beskuldigings hom toe te snou en hom onregverdig nie net te beskuldig nie, maar oor te lewer, dood te maak. Hy is gekruisig en daardeur het die meerderheid van die Joodse nasie dan veragtelik teenoor hulle Messias opgetree. En hoeveel swaarder straf verdien die generasie nie net die dood van die profete van Abel tot op Sagaria nie, maar ook hulle eie Messias. Hoeveel swaarder straf verdien hulle in Hebreërs 10 vers 29. En so hierdie oordeele het al begin met die breek van die seels en dit gaan voort op die uitgiet van die oordeele van die 7 basyne. En ons het hier in die bloudruk nie net vir die tyd van die omsingeling van die Romeinse ryk teenoor die Jode nie, maar hierdie gee vir ons 'n voorbeeld van God se oordeel teenoor elke nasie wat van hom afvallig word. En ek dink ons in ons tyd moet ons ore spits, want hier is duidelik dieselfde sondes van die Judaiseerders wat in Europa, die VSA, selfs in Suid-Afrika en baie lande in die wêreld wat 'n Christelike herkoms het. En baie mense oor die televisie en oor die sosiale media beroem hulle self dat hulle 'n Christelike herkoms het, maar die Christus van hierdie Christendom verwerp en staan in dieselfde oordeel. Ons het dieselfde skrifte, ons het dieselfde waarskuwings as die Jode. Inteendeel meer is dit, ons het die evangelies en ons het die geskrifte van die apostels. En so hoe sal ons ontvlug? Maar is dit nodig om die kerk se sondes, kerke se sondes uit te lig? Ons gaan nou meer daar rondom sê. Maar ons moet besef, God gaan nie die wêreld net laat voortgaan en ons laat doen wat ons wil nie. Hy is een wat ons tot genade, tot bekering en tot genade roep. Nou hy het sy uitverkorenes het hy gemerk en hy het, soos ons verlede keer gesien het, ons die versekering gegee van die ewige lewe. Maar in sommige gevalle, soos wat ons dan ook in ons belydenisskrifte en ons formuliere het, die waarskuwing dat dat die kerk baie keer so klein kan krimp, soos dit was in die dae van Elia en Agab, en waar 7000 die knie voor Baal nie gebuig het nie, dit maar tot 'n klein groepie verminder het. En so baie keer is daar hierdie laagwatertyd vir die kerk, en ons is beslis in 'n springlaagwater gety waarin ons onsself bevind. Ons kan maar net dink aan die kwessie van homoseksualiteit en hoeveel kerke dit goed praat. Ons vat die mense wat dan 'n redenasie vanuit die Bybel probeer maak om homoseksualiteit te regverdig. En om dit te doen, moet sekere gedeeltes uitgelaat word en sekere gedeeltes moet dan op die voorgrond gedruk word. So om 'n skewe en 'n krom beeld daarvan te gee. So vir gerieflikheidsonthaalwe word sekere dinge weggelaat. Wanneer ons praat oor dan spesifiek die huwelik, is dit juis hierdie mense wat dan intree en sê dat ons nie kan praat oor die huwelik as 'n instelling van God nie. Wanneer ons praat oor die ampt van ouderling en predikante in die kerk, wie mag in die diens van ouderling en predikant staan, dan gerieflikheidsonthaalwe word sekere gedeeltes verswyg en ander gedeeltes word dan as 'n karikatuur opgestel en word die hele beeld skeef getrek. En so kan ons op die lys afgaan. Dit is vir hierdie rede dat ons die voorbeeld het van die gebeure van Jerusalem en die val van Jerusalem
in die eerste eeu behoort vir ons 'n basis te bied van wat sal gebeur wanneer ons in dieselfde lyn wandel as wat die eerste eeuse Judaiseerders gedoen het. Ons vat byvoorbeeld 'n kwessie wat ons nou bedreig, die 30ste Junie word daar hierdie optogte teen sogenaamde onwettige immigrante gevoer en is dit 'n groot bekommernis. Maar eintlik wat dit is, saam met die seels en die basyne, en ek gaan nou vir u dit uitlig, wat dit is vir die verbondsoordele van die Here wat oor nasies kom. So in 'n sekere mate kan ons alreeds sê, dit wat ons in Openbaring sien, het ook alreeds gebeur in Israel se geskiedenis. So van Deuteronomium 28 word dit gewaarsku, en daarom is dit nie eintlik uniek tot Openbaring nie. Dit was nog die hele geskiedenis van Israel was dit besig om te gebeur. En daarom is dit ook nie net uniek tot die eerste eeu van Israel wat deur die Romeinse ryk omsingel is nie. Maar ons kan verseker dat hierdie oordele van Deuteronomium 28 af regdeur tot in ons tyd, en soos ek sê, ek sal vir u wys hoe dit inskakel met Deuteronomium 28, sodat ons kan sien, dis nie iets vreemds wat die Here kom doen nie, maar wat ons wel kan sê, gekonsentreerde oordele oor wat die Here gewaarsku het. Nou Deuteronomium 28, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar net vir ons om 'n idee te kry, vanaf vers 13, en die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie, as jy luister na die gebooie van die Here jou God, wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie, maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Vervloek sal jy wees in die stad, en vervloek sal jy wees in die veld. Vervloek sal jy wees jou mandjie en jou bakskottel. Vervloek sal jy wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee. Vervloek sal jy wees by jou ingang en vervloek sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal teen jou stuur die vervloeking, die verwarring en bedreiging in alles waar jy jou hand aanslaan, wat jy moet doen, totdat jy verdelg is en totdat jy gou tot niet gaan vanweë die boosheid van jou handelinge, dat jy my verlaat het. Die Here sal maak dat die pes jou aankleef, totdat hy jou vernietig uit die land waarheen jy gaan, om dit in besit te neem. Die Here sal jou swaar tref met tering en koors, en vurige koors, en ontsteking, en droogte, en brandkoring, en heuningsdou, en hulle sal jou vervolg, totdat jy omkom. En jou hemel wat bo jou hoof is, sal koper, en die aarde wat onder jou is, yster wees. En die Here sal die reën van jou land poeier en stof maak, van die hemel sal dit op jou afkom, totdat jy verdelg is. Die Here sal maak dat jy voor jou vyande verslaan word. Op die een pad sal jy teen hom uittrek en op 7 paaie sal jy voor hom vlug. Jy sal 'n skrikbeeld vir die koninkryke van die aarde word, en jou lyke sal as voedsel dien vir al die voëls van die hemel en die diere van die aarde, sonder dat iemand hulle skrik maak. Die Here sal jou swaar tref met swere van Egipte en met geswelle en skurfte en uitslag waarvan jy nie kan gesond word nie. Die Here sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring, sodat jy op die middag sal rondtas soos 'n blinde in die donker rondtas, en in jou wee sal jy geen voorspoed hê nie, maar jy sal altyd deur net verdruk en beroof wees, sonder dat daar 'n helper is. Jy sal jou met 'n vrou verloof, maar 'n ander man sal haar skend. 'n Huis sal jy bou, maar jy sal nie daarin woon nie. 'n Wingerd plant, maar dit nie in gebruik neem nie. Jou bees word voor jou oë geslag, maar jy sal daarvan nie eet nie.
Jou esel word voor jou weggeroof en jy sal nie na jou terugkom nie. Jou kleinvee word aan jou vyande gegee sonder dat daar vir jou 'n helper is. Jou seuns en jou dogters word aan 'n ander volk gegee terwyl jou oë dit sien en die hele dag na hulle smag sonder dat daar jy daar iets aan kan doen. Die vrugte van jou land en al jou werk sal 'n volk eet wat jy nie ken nie. En jy sal altyd deur net verdruk en hard behandel word. En jy sal kranksinnig wees vanweë die gesig van jou oë wat jy sal sien. Die Here sal jou tref met bose swere aan die knieë en aan die bene, waarvan jy nie gesond kan word nie, van voetsool tot jou skedel. En die Here sal jou koning wat jy oor jou sal aanstel na 'n nasie laat gaan wat jy en jou vaders nie geken het nie, en daar sal jy ander gode, hout en klip dien. En jy sal 'n voorwerp van verbasing, 'n spreekwoord en 'n spot wees onder die volke waarheen die Here jou sal wegvoer. Jy sal baie saad op die land uitbring, maar min insamel, want die sprinkaan sal dit afeet. Wingerde sal jy plant en bewerk, maar geen wyn drink of wegbere nie, want die wurm sal dit opeet. Olyfbome sal jy hê in jou hele grondgebied, maar jy sal jou nie met olie salf nie, want jou olywe sal afval. Seuns en dogters sal jy verwek, maar hulle sal vir jou nie wees nie, want hulle sal in gevangenskap gaan. Al jou bome en jou vrugte van jou land sal die sprinkaan in besit neem. Die vreemdeling wat by jou is, sal hoër en hoër oor jou opklim, en jy sal laer en laer afsak. Hy sal aan jou leen, maar jy sal aan hom nie leen nie. Hy sal die kop, en jy die stert wees. Klink dit nie vir ons soos wat in Duitsland besig is om te gebeur nie? Klink dit nie vir ons soos wat in Nederland besig is om te gebeur nie? Klink dit nie vir ons soos wat in België, Italië, Spanje, Brittanje en in verskeie gedeeltes van die wêreld en ook hier in ons eie land? Baie min mense vra, baie mense moan oor die feit dat daar soveel immigrante in verskillende lande is. Min mense vra hoekom? Ja, maar die grens is nie sterk nie en die besluite van dis buite die punt. Die punt is mense verag God en God het gesê hy bring mense van ander lande en hy straf diegene wat van tevore sy naam aangeroep het, wat bekend gestaan het as Christenlande, en nou het hulle hom verwerp. En so as ons die Ou Testament ken, sal ons sien dat die vloeke wat die Here bring, hy alreeds hulle voor gewaarsku het. En weer eens, as ons dink aan die hoeveelheid mense wat die huwelik verag en wat dan dit nie as 'n instelling van God beskou nie. Egskeiding is deesdae so maklik. Ontrouheid in die huwelik. Aborsies wat by die miljoene gedoen word. En die kerke in 'n baie groot mate bly stil oor al die vergrype, homoseksualiteit, dinge wat verkeerd is in die kerk. Kyk net anders, aan die ander kant toe, wil nie hê dat daar reformatie moet wees nie. Maar die Here tree op. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. Die oordeel van die Here is nou gereed om uitgegiet te word, en nou is daar 'n halfuur stilte in die hemel. Dit is dat sommige teoloë die gevolgtrekking maak dat hulle glo dat daar nie vrouens in die hemel sal wees nie, as gevolg van die feit dat daar 'n halfuur stilte sal wees, en sommige meen vrouens kan nie vir 5 minute stil bly nie. Maar ons almal weet van sommige mans wat ons ken, wat meer kan praat as vrouens, so dis maar net so tong in die kies. Dis eintlik 'n baie ernstige saak, want wat het ons gesien het in die hemel gebeur,
vandat Johannes opgeroep is in die hemel. Ons sien voortdurende aanbidding teenoor God. Voortdurende eerbied en respek wat van die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge, die engele leerskare, tienduisende van tienduisende en duisende van duisende, en dan van gelowiges, die getal wat niemand kan tel nie, het voor God gesing en God geprys oor wat hy geskep het, en die mense oor die versoening wat hy vir ons bewerkstellig het. En ewe skielik is daar stilte. Die lofprysing hou op, en dis die stilte voor die storm. Dis as daar wesens is wat God se oordeel verstaan, is dit die wat in die hemel is. So wat ons hier sien is baie tragies. En hierdie Openbaring boek wys vir ons die straf wat God uitwerp is, die straf wat hy op die aarde uitgiet is niks om oor dan roekeloos oor te wees of om ligsinnig oor te wees nie. Vir 1400 jaar van Moses af tot op Christus het die volk van die Here teen God gerebelleer. En nou gaan die straf en die oordeele gaan dan nou nie net op die aarde nie, maar slaan die wesens in die hemelse asem weg. Daar is geen woorde nie. En interessant om te weet dat 1400 jaar het God sy volk dan getuigtig en gewaarsku, maar amper met 'n totale uitwissing besoek met 70 na Christus. Ek sê amper met 'n totale uitwissing, want ons weet die apostel Paulus praat van 'n oorblyfsel. Interessant genoeg dat die opstaan van Mohammed, die moslems, nou alreeds ook 1400 jaar chaos in die kerk veroorsaak. En Martin Luther het in sy 95 stellings teen die kerk, het hy in 1517, dit het tot die protestantse reformatie gelei, en mense wou meer weet, en hy die volgende jaar, 1518, het hy 'n dieper verduideliking gegee van die 95 stellings, en daarin noem hy dat die moslems 'n roede is in die hand van God teen die kerk se ongehoorsaamheid. Dit doen hy om te wys hoe die Here dan die verbondsvloeke van Deuteronomium 28 gebruik teen die kerk. Hy het 'n boek geskryf, Luther het 'n boek geskryf teen die Turke, en dit is spesifiek verwysing na die moslems, en hy wys daarin hierdie tigroede wat die Here dan gevorm het. En interessant genoeg, hy sê dan dat hierdie oordeel van die moslems en dan ook die Romeinse kerk, die Romeinse kerk se ongehoorsaamheid, en hy sê ek hoop dat hierdie ongehoorsaamheid in die wêreld binne 100 of 200 jaar opgelos sal word. En as ons hom sou wakker maak van sy ewige rus en hom sou pla met beelde van wat ons nou beleef, dink ek sou hy nie verwag het wat 500 jaar in die toekoms sou gebeur het nie. Dat nou meer as ooit is die moslems, die Turke, is diegene wat nog steeds in die hand van die Here 'n tigroede is. Want die Here het gesê, as jy nie luister wat ek vir jou sê nie, dan sal ek die vreemdeling inbring, en hy sal jou land oorneem, en hy sal jou met geweld, jou en jou huisgesin met geweld hanteer. En dit sal gebeur totdat jy uitgeroei is. Want nie net kerke nie, maar protestantse kerke is daar,
En selfs onder die wat hulle onder die vaandel van gereformeerdheid stel, is daar diegene wat dan redeneer dat Christus nie God is nie. Dat hy nie uit die maagd Maria gebore is nie, wat sy wonderwerke ontken, wat ontken dat hy terwille van ons sondes gekruisig is en gesterf het en begrawe is, dat hulle sê dat hy net 'n wonderlike, liefdevolle profeet was, maar sonder om te glo dit wat hy gesê het oor homself en oor sy dood en opstanding. Dat hy die 3de dag uit die dood het opgestaan het, word verwerp in baie, en ek wil amper sê, meeste seminarieë en rondom die wêreld, en ek sê weer eens onder die vaandel van protestantisme en gereformeerdheid, die ontkenning van die bestaan van die duiwel en demone, die ontkenning dat die Bybel die woord van God is, die ontkenning van dat lewe in die baarmoeder waarlik lewe is en dat ons praat van babas en nie net van ongevormde materie nie. So kom ons dink aan die gevolg van hierdie leringe. Dis die gevolg daarvan is 'n totale verwerping van die kerk en 'n veragting van die kerk. 'n Ontering van die huwelik, seksuele revolusie. Ons dink in terme van dan die verval van Christelike moraliteit, die vrye seks, homoseks, perversie, aborsie, soos ons genoem het. En dan word kerke, maak hulle God, wil hulle gelykstel met ander gode. Christenkerke reël eredienste wat hulle saam met ander kerke hou. Hulle verontreinig die nagmaal deur vir hierdie mense van ander godsdienste die nagmaal uit te deel. So die vraag is, sal hierdie eeueoue tugroede wat God op die wêreld gebring het, nie op die wêreld en ook selfs op Suid-Afrika losgelaat word nie. Luther skryf dat onder die moslems word vroue soos diere geag, en hulle glo nie in die eenwording van man en vrou in die huwelik nie. Hulle sien vroue as objekte wat daar is vir die bevrediging van seksuele drange. Hulle ag die huwelik nie heilig nie. Hulle het vroue op slawemarkte gekoop en verkoop soos plaasdiere. Hulle ontken die seun van God dat hy mens kom word het. Hulle ontken dat hy in die kruis gesterf het. Hulle ontken dat hy die dood uit opgestaan het. Hulle ontken die Bybel, dat die Bybel die woord van God is, ooreenstemmend met wat in teologiese fakulteite geleer word. Sal hulle dan nie die gunstige tugroede wees wat die Here oor ons in die weste loslaat nie? Dat ons die stert gaan wees en nie die kop nie. En so baie praat van dinge moet verander, maar God word nie binne in berekening gebring nie. Mense weet dinge is nie reg nie, maar God is nie vir hulle die oplossing nie. Die hemel staan verstom oor die oordeel in die eerste eeu wat gereed is om uitgedeel te word. Maar so glo ek is daar baie tye waar God gesê het tot hiertoe en nie verder nie. En waar die hemel stil word, want hulle weet wat kom. En dis wat ons vrees, maar ons vrees is al reeds te rustig gelaat met hierdie wete wat ons die vorige keer gehoor het, dat God sy uitverkorenes merk, en selfs die dood kan ons nie skei van die liefde wat daar in Christus is nie, maar ons is deeglik bewus dat ons God is 'n verterende vuur. Nou kom die engele en hulle blaas die basyne. En hier die eerste engel blaas die basyn. En daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng en dit is op die aarde gegooi en 1/3 van die bome het verbrand en al die groen gras het verbrand. En so as ons kyk na dit wat
gebeur het in Egipte, was dat die Here 'n vloek gestuur het van haal en vuur. En so, wat het die Here gesê by die verbondsvloeke? As jy nie gaan doen wat ek vir jou sê nie, as jy ongehoorsaam is, sal ek al die oordeele wat ek oor Egipte gebring het, oor julle bring. So, die eerste engel wat blaas, is niks anders as die oordeel van Deuteronomium 28 nie. Die pla wat die Here oor Egipte gestuur het, kom dan nou oor sy volk. En die tweede engel blaas. Iets soos 'n groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi, en 1/3 van die see het bloed geword. En 1/3 van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en 1/3 van die skepe het vergaan. Die water het bloed geword in Egipteland, as gevolg van die onskuldige bloed van die Hebreër kindertjies, wat dan in die Nyl gegooi is. In herinnering te bring die bloed van die onskuldiges. En so kom die Here en hy laat hierdie berg binne in die see val, en die see 1/3 van die see sterf, en die see het bloed geword. En 1/3 van die skepe het vergaan. Dis nou interessant dat ons sien 1/3. En hierdie woord is nogal baie insiggewend, want dit herinner ons aan wat ons in die toekoms gaan lees nog in Openbaring 12 vers 3 en 4. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone, en sy stert het die 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. En ons sal meer daarvan sien as ons die Here wil by Openbaring 12 kom. Maar 1/3 van die sterre is dan saam met die draak op die aarde gegooi. Die draak, die ou duiwel, die slang van ouds en sy demone, 1/3. En so hier kan ons sien ons telke male hierdie derde wat hier vir ons genoem word. En deels daarvan is vertroostend. Want genadiglik het daar nie die eerste engel geblaas en almal het gesterf. 100% het gesterf nie. Maar 1/3 en 1/3 en 1/3 en daardie gedeeltes het al minder en al minder en al kleiner en kleiner en kleiner geword. Omdat die Here gesê het, ek sal jou al kleiner en al kleiner maak. En as jy jou nie bekeer nie, sal daar dan niks van jou oorbly nie. Die derde bassein blaas en 'n berg, 'n fakkel brand uit die hemel en dit val op die riviere, op die waterfonteine en die waters word bitter. Hierdie is omgekeerd van wat ons by Mara sien. Toe die volk by Mara gekom het, toe hulle uit Egipteland uitgetrek het, deur die Rooi See, kom hulle by Mara, hulle murmureer, die water is bitter. En die Here wys vir Moses 'n stuk hout en sê, gooi die hout in die water, en die water het soet geword. Die King James Version sê, 'n tree. So Moses het 'n boom ingegooi. Die ESV sê, 'n stomp. Hoe dit ook al sê, die Here het 'n simbool gegee, en ek dink die simbool wys op Christus, wat deur sy versoening ons bittere sondes soet maak, en hy is die water van die lewe. Maar hier is omgekeer. Die drinkbare water, hierdie fakkel val op die drinkbare water, en hierdie drinkbare water word bitter. Versoening wat aangebied is vir mense, word dan vir die mens dan afgesny, omdat hulle nie wou bekeer nie.
Daar bestaan nie so iets dat jy maar net 'n vrye wil keuse kan maak. Jy kan kom soos jy wil, jy kan gaan soos jy wil, jy kan dit aanneem soos jy wil en jy kan dit los soos jy wil nie. Daardie verbintenis van die sondige mens aan sy sonde bind hom vas sodat hy nie kan nie, maar God illustreer dit dan juis dat hy bepaal wanneer saligheid moontlik is en wanneer dit nie moontlik is nie. En Christus het nie net gekom om saligheid moontlik te maak nie, maar vir die uitverkorenes is dit 'n werklikheid. Vir die nie uitverkorenes, vir die heidene, vir die ongelowiges, vir die heiligelaars, is dit iets wat vir hulle toegesluit is, vir hulle oë. Die 4de bassein blaas, 'n 4de engel blaas, en 1/3 van die son is getref, 1/3 van die maan, 1/3 van die sterre, sodat 1/3 van hulle donker sou word en die dag vir sy 1/3 deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. So hier het ons gedeeltelike duisternis in die dag, gedeeltelike duisternis in die nag, derdes, en weer eens die herinnering van die plaag van duisternis wat die Here oor Egipte land gebring het, Eksodus 10 vers 22. En so daarom, soos ek nou vir u wys, die een bassein na die ander wat blaas is niks anderste as Deuteronomium 28 wat in werklikheid kom en gekonsentreerd uitgegiet word oor mense wat vir generasies ongehoorsaam was en die Here het gesê tot hiertoe en nie verder nie. Daar is nie meer tyd verder nie, daar is nie meer tyd vir speel nie, daar is nie meer tyd vir bekering nie. Daar's nou tyd vir oordeel. En dan die waarskuwing van die laaste 3 basseine, vers 13. En ek het gesien en gehoor 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, wee, 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 hulle wat op die aarde woon, vanweë die oorige geluide van die bassein en die 3 engele wat nog sal blaas. In kontras met watter uitroep? In kontras met die uitroep van die hemelse wesens wat sê, heilig, heilig, heilig is die Here, kom daar teenoor die goddelose die woord wee, wat ook vertaal kan word met vervloek. Vervloeking, vervloeking, vervloeking op die mens. Maar heilig, heilig, heilig is die Here God. So kind van God, die hemel staan verstom wanneer God begin om sy oordeel op die aarde uit te giet. En ek en jy kan verseker weet, God gaan nie hierdie aarde spaar vir die bloed van geweld wat besig is om voor ons oë af te speel nie. God het in die tyd van geweld voor die vloed ingegryp met 'n wêreldwye vloed. God het met die geweld in sy volk het hy ingegryp met ballingskap. God het ingegryp met oordeele. God het ingegryp met die sondes van Sodom en Gomorra. Het hy ingegryp met oordeel. Kind van God, die Here sal ingryp. En die Here sal oordeel. En hy waarsku ons van die oordeel wat kom. Almal weet, dit kan nie so aangaan nie in ons tyd. En daarom staan ons gereed op die voornag van oordeel wat in ons generasie gaan plaasvind. Wat al reeds begin het deur mense se harte wat toegesluit is. Wat nie verstaan wat die Here sê nie. Maar Nebukadneser is uit sy verwaandheid uitgeruk. Daniël 4 vers 34 tot 37 en sy verstand het na hom teruggekeer en hy het die Here geprys en geroem en gesê niemand kan die hand van die Here afslaan en vir hom vra wat doen u nie. Ons weet dat ons generasie verdien straf en oordeel, maar ek en jy is geroep om anders te leef. Ons is deur die Here gesalf, gemerk om die verderf te gaan. Ons as kerk moet hierin leer om God te vrees en te staan vir dit wat reg is. Om te leer wat die wil van God is en dit te implementeer en te doen.
Ons is mense wat geken moet word daarom dat ons teen die stroom gaan en dat ons selfs ons lewe nie waardig ag nie, maar dit as 'n offer aan God gee. En ons moenie dink dat ons soos Petrus kan sê, ons sal self dit doen nie. Petrus het geval omdat hy op homself vertrou het. Jesus het vir hom gesê, bid dat jy nie in die versoeking kom nie. Ons het God se gebooie, ons moet gehoorsaam wees aan God se gebooie. Ons moet lewe in dankbaarheid, want die kern daarvan is die versoening van Jesus Christus, ons Here. Anders sal hierdie verbondsvloeke, wat in hierdie boek opgeteken is, ons nie uitsonder nie. Soos dit in baie gevalle, baie kerke nie sal uitsonder nie, omdat hulle hygelaas is en ongehoorsaam is. Laat ons gebedslewe herleef, om te bid vir mekaar, maar ook dat ons bid vir die wat ons vervolg, wat ons naam sonder rede, soos iets sleg is, wat uitgooi. Bid vir die bewaring en verlossing teen die bose, sodat ons lig en sout kan wees waar ons is. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat U ons die versekering gee van die hand van bewaring teenoor die wat in liefde teenoor U leef, in dankbaarheid vir wat U in Christus vir ons gedoen het, dat U ons oë geopen het en ons 'n veranderde lewe gegee het. Maar Here, U het ons ook gewaarsku dat die mensdom nie kan voortgaan soos hy wil, sonder om te dink dat U maar net gaan stil bly en net gaan terugstaan nie. Dis U skepping. U het die mens geformeer uit die stof van die aarde en U kan uit sy neus die asem van die lewe wegneem en hy keer na die stof terug. U gebruik die natuur, U gebruik dit wat U skep om ook die ondankbare mens te straf. Werk in ons harte 'n al groter dankbaarheid. Versterk ons en dat ons sal staan vir dit wat reg is, dat ons die skrifte sal ondersoek en sal sien wat U van ons vereis en van ons verwag, en dat ons in dankbaarheid sal leef. U leer ook dat ons selfs vir ons vyande moet bid, dat diegene wat ons vervolg, dat ons vir hulle moet bid en hulle moet seën en nie vervloek nie. Help ons om nie ons te verlekker wanneer ons vyand ondergaan nie, want U waarsku ons deur U woord, dat dalk is dit verkeerd in die oë van die Here en daardie onheil tref ons. Daarom moet ons soos die hemelse leerskare stil wees voor die aangesig. Here, dit moet ons diep tref, dat U oordeele uitgegiet word oor die mensdom en dit ons kon wees as U nie U genade oor ons bewys het nie. Ons is diep afhanklik van U en wek in ons 'n groter ywer, 'n groter gehoorsaamheid en 'n lewe wat aan U geoffer word met blydskap. In Jesus naam vra ons dit. Amen.